So die gees waai soos die wind. Ek en hier is baie bewus vandag van dit, waar ons hierdie digiediens opneem by die Donkiebos, by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit. En ons praat oor die gees se groot ding, naamlik gebed, wat hy in ons harte kom sit. Een van die gewoontes van die weg. Ons het nou klaar gemaak met die waardes van die weg, en ons beweeg nou aan na die gewoontes van die weg. En ons is by gebed. Helmut Thielicke, die groot Duitse teoloog, of bekende Duitse teoloog, het gesê, daar is geen saak in die lewe wat nie anders begin lyk wanneer ons dit met gebed na God bring nie. Dis is my bril. Ek haal hom nou af en nou kyk ek en ek sien 'n bepaalde beeld, maar die oomblik as ek dit opsit, lyk dit alles anders. En so is gebed ook. Dit bring dinge in fokus en in 'n nuwe kleur en 'n nuwe konteks. Dis natuurlik nou as jy gebed mooi verstaan, ek is bang om die woord reg en verkeerd te gebruik, want ek wil nie eintlik met gebed gaan in reg en verkeerd nie, maar as jy dit mooi oordink en mooi luister wat die Bybel daaroor sê, want iemand anders het gesê, the whole reason why we pray is to be united into the vision and contemplation of him to whom we pray. We are united, jy sien, into the vision. Ons wil hom raak sien. Ons wil vir God raak sien. Dit is hoekom ons bid. Ons doen die reeks aan die hand van 'n boekie Practicing the Way, en in die gedeelte oor gebed is prominent Lukas 11. En ek wil dit tog maar graag vir jou lees vanoggend. Ek kan dit uit die aard van die saak moet maar self ook gaan lees later weer. Maar hier is dit, Lukas 11 vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. En toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef vir ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. En Jesus sê vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander een antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra, vir julle sal gegee word, soek, julle sal kry, klop, vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Skielik is dit vir my net so wonderlik om hier in die wind te sit en te weet die Here gee die Heilige Gees vir die wat dit vra. En ek voel vanoggend dit is my op my vel en in my hare die bewustheid van die Gees se teenwoordigheid ook hier waar ons nou sit. Ek onthou jare gelede toe my oudste kind gebore is, dogter, het ek in Oudtshoorns Hospitaal in die saal gestaan toe die kraamsuster my dogter inbring vir haar ma.
en vir haar sê, mevrou, dis nou tyd dat sy drink. En ek het in die hoek van die kamer gestaan en gedink, hoe gaan ons hierdie kind leer, sy het melk nodig, en hoe gaan ons haar leer om te suig en te sluk? Dit was my nogal so angstige oomblik. Totdat ek sien, dat die sussie sit al teen my vrou se bors en sy suig en sy sluk. Ek onthou daai oomblik as 'n heilige oomblik in verwondering oor die skepping van die mens, maar ook later jare as 'n heilige oomblik omdat dit my gevat het na dis hoe gebed behoort te wees vir almal van ons wat wil lewe. Dit moet iets wees wat uit ons uitkom van self. Dit kan nie 'n tegniek wees of 'n triek nie. Dit moet soos asemhaling wees. Dit is natuurlik ook so in Lukas, want in Lukas 10 is Jesus met sy disippels besig om hulle uit te stuur en vir hulle te sê, julle moet gaan na al die stede en die dorpe toe, maar moet nou nie 'n beer saamvat nie, moenie 'n sak saamvat nie, moenie skoene saamvat nie, en as julle by mense kom en hulle ontvang julle vriendelik, bly sommer net daar. Eet wat hulle vir julle gee om te eet, drink wat hulle julle gee om te drink, en as jy by mense kom wat julle nie wil ontvang nie, los hulle maar in vrede en gaan aan. Jesus sê, ek stuur julle so skape tussen wolwe. En dit is die weg van navolging, die weg van gehoorsaamheid, die weg van disippelskap. En die oomblik as jy dit hoor, dan lyk dit vir my, dan sê jy, nou moet ons bid. Dit is so van half 'n refleksiewe, natuurlike, geestelike reaksie. Daarom dat die disippels in Lukas 11 vir Jesus kom sê, Here, nou moet jy ons leer bid. Hulle het gesien dat Jesus dit natuurlik ook doen. Dat hy ook nie die weg kan wandel, die weg van waardes kan wandel, sonder die goeie gewoonte van om dit biddend te doen nie. So hulle sien hom bid, hulle hoor sy opdragte, hulle beleef die moeilikheid daarvan, die ingewikkeldheid daarvan, en dan sê hulle, Here, leer ons bid. So ek het gedink, dit is amper soos maar my kind se suig en sluk. Dit is iets wat met jou gebeur van binne af. Jy kan dit nie keer nie, maar jy weet net as jy wil lewe, het jy melk nodig en jy moet suig en sluk. En as jy geestelik wil lewe, moet jy op jou knieë gaan en jy moet stil word en jy moet bid. Maar anders as die natuurlike refleks van suig en sluk met melk, waar 'n mens eintlik nie hoef geleer te word nie, moet 'n mens in gebed tog iets geleer word. Want dis hoekom die disipel vra, Here, leer ons. Ons wil bid, ons weet ons moet bid, ons het nou agtergekom, ons kan nie daar sonder nie, maar leer ons nou. En ek dink die eerste ding wat ons in gebed vir mekaar moet sê, is dat Jesus eintlik vir hulle wil sê, en is interessant dat dit strategies geplaas is in Lukas, direk na die besoek aan Lazarus, Martha en Maria, dat Jesus eintlik seker dat vir hulle wil sê, jy weet gebed is bedoel vir mense wat soos Maria na die lewe kyk. Nie dat Martha verkeerd is nie, want dit gaan nie oor vir ons om 'n oordeel oor iemand te vel nie, maar gebed is nie bedoel vir mense wat eers fokus op die rys wat aanbrand en die melk wat oorkook nie. Gebed is bedoel vir mense wat hierdie diepe begeerte het om in 'n ontmoeting met God te gaan. Kyk, Maria gaan sit, want sy wil hê Jesus moet met haar praat. Terwyl Martha wil hê Jesus moet na haar luister. Maria sit met die verwagting, kom ons kyk wat u aan my gaan doen en in my gaan doen. Martha sê, nee Here, u moet aan my suster verander. Sy moet wees soos wat ek dink sy moet wees, sy moet 'n bietjie kom werk hier in die kombuis. En Maria het 'n totale ander ingesteldheid. So gebed is nie bedoel vir mense wat daarvan 'n goedkoop triek of tegniek wil maak nie. En wat heel eerste hulle eie voordeel en hulle eie sukses en hulle eie voorspoed
in die oog het nie. Iemand praat gister met my en sê, daar's 'n groot verskil tussen needs en wants. Gebed is nie bedoel vir mense wat wants het nie. Gebed is bedoel vir mense wat bewus is van hulle diepste needs. Want Jesus natuurlijk ook, wanneer hy oor gebed praat in Matteus 6, sê die Vader weet wat julle nodig het. En ook hier in Lukas 11, wat die Vader weet wat sy kind nodig het. So gebed is vir iemand wat sy hele lewe ten volle vir God wil lewe. Ek het nogals gedink, die mense van die weg en die waardes, die saligspreking dromers, wat die saligsprekinge droom, hulle is die mense wat bid. Want hulle weet, dit kan net waar word, as ons dit in gebed lewe. Wat my terugbring by my aanhaling van die begin, the whole reason why we pray is to be united into the vision and contemplation of Him to whom we pray. En toe ek dit lees, toe skielik na al die jare, gaan dit my so maklik oor hierdie ding oor vra, soek en klop. Want as daar nou een teks is wat mense baie maklik kan skeef trek en weet goedgelowige mense, maar ook ongelowige mense gebruik dit om geloof en gebed en God belaglik te maak. Het sê, okay, hy sê mos nou vra, okay, vra nou. Of hy sê mos soek nou, kom ons kyk wat gebeur nou. Wat die meeste mense wat nie verstaan wat Maria verstaan het, die dat gebed gaan oor 'n diepe behoefte na God, gaan nie oor ons wants nie, dit gaan oor ons diepste nie, die verlange van die wildsbok, né? Die verlange van die psalmskrywer, Psalm 63, ek soek U, o God, my God, ek soek U. Daai mense dink anders as die gewone ou, wat dadelik dink aan 'n aangemiddelde matriek, of 'n interskole oorwinning, of ek wil die lotto so geheime nommers wen, of ek wil 'n karpesent kry, of as dit is wat gebed vir jou dan is, moet dan nie sukkel met hierdie vrae soek en klopie, want daar sal niks gebeur nie. Want dit alles te doen met jou wants. Interessant dat Jesus afsluit dit te sê, jy weet, as jy nou regtig wil weet waaroor gebed gaan gebed oor gee ons die Heilige Gees. Ek is bekommerd dat baie mense dit is nie vir hulle genoeg nie. Hulle wil meer as die Heilige Gees hê. Maar waar is hulle soek eintlik nie die Heilige Gees hê. Hulle soek net die Gees van die lewe en die goed van die lewe. Want hulle gebede kan wentel om soort van half my eie koninkryk kultuur. En ek wil nie daar oordeel uitspreek nie. Ek was ook onlangs 'n bietjie siek, is nog steeds dalk nie heeltemal gesond nie. En ek weet dat ek aan mekaar in versoeking was dat my gesondheid die eerste punt op my gebedslys was. So ek het begrip vir dit. Die tweede saak wat ons hier oor gebed leer is dat hoe ek oor gebed dink, het baie te doen met hoe ek oor God dink. Mense kan nou hier oor dit praat, oor mense se godsbeeld, jy weet, God as die polisieman, of God as die boelie, of God wat onregverdig is, of God wat die ver weg een is, and who looks at us from a distance, soos die liedjie sê. Ek wil nie daarop uitbrei nie. Ek kom maar net weer terug na Maria wat sê, God is die een na wie ek moet luister. God is die ene wie se oë ek moet kyk. En nie andersom nie, as die een wat na my moet luister nie. Waar Maria vir God sien, is die een wat my kan verander. Teenoor Martha wat God sien, as die een wat ander mense kan verander, dat hulle kan wees soos wat ek wil hê, dat hulle moet wees. Daarom sê die skrywer van die Practicing the Way so baie mooi, dat hy dink, ons moet groei in ons verstaan van God, en dan gebruik hy die Hebreëse woorde van Abi, wat beteken my vader, of Abinu, wat beteken ons vader, of net die woord Abba, wat beteken vader, en hy sê dan hierdie Abba, vader, verwys in die Hebreëse geskrifte na die Rakum God, oftewel the compassionate Father. En ek dink aan die vrygewende Vader, die Vader wat omgee, die Vader van Matteus 6, waar Jesus sê, julle Vader weet nog voor julle vra wat julle nodig het. 'n Goeie pa is mos so, as hy sy kind by die skool gaan haal, nog voor die kind vertel wat gebeur het, weet die pa iets het gebeur.
Dalk nie heeltemal altyd wat nie, maar jy maak jou half gereed om dit te ontvang. In die aard van die saak is dit nie altyd so eenvoudig nie, maar daar is hulp. Een van die interessante dinge wat 'n mens kan doen, is die gebed van die eksamen van Ignatius van Loyola, wat vir jou sê dat daar's eintlik 5 goed wat jy kan doen, en dit is nou weer nie 'n reël nie, en dit is nou weer nie 'n wet nie, en dit is asseblief nie 'n tegniek en 'n triek nie, maar as jy 'n Maria hart het, dan is die eksamengebed die gebed waar jy eers bewus word van God. Raak net eers bewus dat God teenwoordig is. En een van die beste maniere om dit te doen is deur asemhaling. 5 tellings in, 5 tellings uit. 5 tellings in, 5 tellings uit. Net rustig te raak. Onthou ons het lank terug mekaar gesê, God is teenwoordig, gevraagd of ongevraagd. Dis net ons wat bewus moet raak daarvan. So jou eerste uitdaging is, raak jy bewus, God is hier. Maar as jy nou, soos Martha so besig is met die kosmakery, dan is jy amper half nie eers bewus, God is hier nie. Jy is net bewus van die rys, en die melk, en die vleis, en die temperatuur van die stoof. Jy moet 'n bietjie wegkom daar, net vir 'n oomblik. Die tweede lekker stap om te kom by die ervaring van God as Abba, is om te dink, wat het Vader vandag vir my gegee, gedoen? Hoe was Vader vandag vir my? Maar dan met die idee van om regtig vir dit alles net dankbaar te wees. En dan in te gaan in soort van half, ek is dankbaar vir dit, ek is dankbaar vir dat, ek is dankbaar dat ek dit kon sien, ek is dankbaar dat ek dit kon beleef het. En om dan in die derde stap baie bewus te raak van jou diepste emosie. Miskien is jou diepste emosie nie dankbaarheid nie, miskien is dit hartseer, miskien is dit vreugde, en vir 'n oomblik te gaan dink, waar kom dit vandaan, en hoe bring ek dit na God toe? En as jy dan sukkel om dit te kry in die algemeen, is 'n vierde stap dalk om net 'n stukkie van jou dag te vat. Kies net byvoorbeeld die oggend opstaan, of die aand se gaan slaap, of die middagete tafel. Wat het daar gebeur? Hoe was God daar teenwoordig? En miskien 'n goeie vraag wat 'n vriend van my altyd vir my vra is, kan jy teruggaan in daai oomblik en vir jouself afvra, hoe het God in daardie oomblik na my gekyk? Om net bewus te raak van hoe kyk God na my? En dan die laaste stap is om in 'n oomblik vooruit te dink oor wat lê vir my voor, en dit na die Here toe te bring en dit by hom neer te lê. Hoe dit ook al sê, partykeer help dit ons ook nie. Daar kom tye van gebed wat niks ons help nie. In sulke tye gee die Here Jesus vir ons die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Wat is verkeerd daarmee as jy vir 'n week lank of vir 2 weke lank net die Onse Vader sê? Jesus sê vir hulle, sê dan. Dit is so eenvoudig. Leer ons bid. En Jesus sê vir hulle, sê dan, ons Vader wat in die hemel is. Wat wil jy eintlik meer hê as dit? Dit is jou noodwiel, as jy nie meer weet doen nie. As dit vir jou oor 'n week te veel raak, dan kan jy Psalms toe gaan. Psalm 63, Psalm 42, Psalm 23, Psalm 91. Maak nie saak nie, Psalm. Lees dit net. Moet dit nie probeer verstaan nie. Psalm is eintlik nie om verstaan te word, dit is om beleef te word. Lees dit net. As jy daarmee sukkel, vat die liedboek. Sing 'n liedboeklied. Liedboek 582. Liedboek 200. Liedboek 509. Berge en dale. Ry in jou kar en sing dit net. Sing teen jou gevoel in. As jy dit ook nie reg kry, of dis ook nie genoeg nie, dan kan jy nog altyd jou gebedeboek gaan kry. Daar's baie gebedeboeke met pragtige, formele, liturgiese gebede in, wat jy kan lees. En as dit jou nou ook nie help nie, en jy sukkel dalk nog, dan dink ek, wil ek vir jou vra om miskien maar iewers op jou yskas, of
iewers in jou persoonlike ruimte dit te gaan opplak, wat in Romeine 8:26 staan. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. Weet jy wat, dan bly maar net stil en sê, soos Petrus vir Jesus gesê het, Here, U weet alles. U weet alles. Bid vir my, Gees van God, want ek kan nie vir myself bid vandag nie. Hier is ten slotte vir jou ietsie. Sommige net iets wat vanoggend by my opgekom het. Ek wil jou innooi in so 'n oomblik. Ek wil vir jou vra, as jy jou oë toemaak, en ek gaan my oë toemaak om die prentjie vir my duidelik te kry, kan jy jouself sien as 'n skaap? Die Bybel praat baie van ons as die skape van sy kudde, en die Here is ons herder. Kan jy jouself sien as 'n skaap? En jy loop in 'n groen land, en jy is besig om te wei, en te vreet. En jy loop so rond van bossie tot bossie, van plek tot plek. Kan jy jouself daar sien? Sit gaan jouself so daar neer. Jy's 'n skaap in 'n groen land, besig om te wei. Dis stil. Skielik in die stilte hoor jy 'n herder wat jou roep. Met sy eie en aardige roepstem. Ek weet nie hoe dit vir jou sal klinkie, maar hoor dit. Hoor 'n herder wat roep. Sien jouself as jy lig jou kop op en jy draai jou ore in die rigting van die stem. Kan jy sien daai skapie wat daar in die groen weiveld is, lig sy kop op, draai sy kop, sy nek en sy ore in die rigting van die geroep. En dan roep die herder weer en hy luister en dan draai die skapie om en hy begin stap in die rigting van die stem. En as hy by die stem kom, dan sit hy homself by die voete van die herder en hy kyk op in die oë van die herder, sy kopie so skeef gedraai en hy sien hoe die herder na hom kyk. En hy staan net so en kyk en hy en die herder kyk mekaar in die oë. En dan draai die herder om en maak die kraalshek oop. En stap in en die skapie volg hom. En dan maak die herder die hek toe van die kraal en die skapie gaan lê stil en rustig. En al wat die skapie weet is, dit is my veilige plek. Hier kan ek wees sonder vrees. Hier is ek geliefd. Hier is ek rustig. Hier is ek nou. En hier wil ek vir altyd wees. En dan kyk die skapie op na die herder. En die herder sien die skapie se oë. En alles is rustig en alles is stil. Here, ons dankie dat ons die skape van u kudde is. U is die goeie herder. Dis al wat vir ons nodig is om vandag te weet. Baie dankie vir jou deelname aan hierdie digidiens. Mag die Here jou seën en mag jou gebedstyd vir jou 'n wonderlike, vreugdevolle geleentheid wees waar
die wind van die gees deurwaai, soos vandag deur die donkiebos. Mooi bly tot volgende keer. I am the good shepherd. I lay down my life for you. Enter in, enter in, enter